Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Baie sterkte vir julle. Ons hoop ook dat jy ryklik vertroos sal word deur die woord vandag. Vir Corley, baie welkom dat so ver gekom het om vandag vir ons orgel te speel. Namens die kerkraad die volgende afkondiging.
Kollekte vandag is vir ekumenisiteit. Dit is vir die bande wat ons onderhou met ander kerke in die buiteland, in dieselfde belydenis as ons onderskryf. Verjaarsdag, Dinsdag Albie Pretorius, Woensdag Charissa en James Boardman, Vrydag Nick Erasmus en Brian Foster, en Saterdag Tina Pelser, ons sê vir baie gelukkige verjaarsdag. Ons vier die volgende Sondag die Heilige Nagmaal, en daarna sal die kerkraad vergader. Kom ons sing vers 1 en vers 3 van Lied 191, terwyl ons so bly sit. Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 118 vers 7. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en nou loof ons 138 vers 1. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons bely elke Sondag, ek glo in God die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en daarmee erken ons dat hy alles geskep en gemaak het, maar daarmee saam ook erken en bely ons dat hy alles regeer. En daarom voor Katekismes Sondag 10 die volgende vraag: wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die antwoord: die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels as hy met sy hand tog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Daarmee bely ons dat God regeer. Hy is in beheer van alles. En die Katekismes stel het goed: lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, rykdom, armoede, alles kom uit sy hand uit. Hy regeer elkeen van ons se lewe in besonderhede, maar ook al die nasies, al die volkere wat die aarde saam lewe. En dan vraag 28, wat baat ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog gesê, ons net onthou. Die antwoord dat ons alle teëspoed geduldig en voorspoed dankbaar kan wees. Teëspoed geduldig wees, want alles kom in die hand van die Here en dan moet uit sy hand uitkom, is dit nooit straf, maar altyd net 'n tugtiging om meer en meer van hom afhanklik te wees. Voorspoed dankbaar te wees, dis nie ons eie goeieheid nie, dis God se genade alleen. En verder dat ons ook in vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangezien alle skepsels so in sy hand is, dat hy sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Hy regeer en bepaal alles en daarop die vaste vertroue, dat niemand en niks ons kan skei van sy liefde wat ewig vas is in Jesus Christus nie. Artikel 13 van die Nederlands geloofsbelijdenis bely soortgelyk. Ons bely dat niks per toeval oor gaan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader. Hy regeer, hy alles beskik en laat alles gebeur. En dan, hy waak oor ons met vaderlike sorg. Heerlike troos om te weet, hy waak oor ons met vaderlike sorg, sodat alles wat sal gebeur, tot ons eie bestwil is. En hier so oor alles skep, so sonder sy wil nie een haar van ons, en ook nie een mossie by aarde kan val nie.
Ons vertrou hierop, want ons weet dat die duiwel en ons vyande in toom hou, sodat ons onder sy toelating wil geen skade kan aandoen nie. Hy regeer. Hy gee ook vir die Satan bloot dinge wat hy kan doen. Hy beskerm ons teen hom. Hy hou hulle in toom, sodat ons onder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. En waar alles val in die hand van die Vader, hy regeer ons, hy skenk krag en genade. En daarom moet ons hom loof en eer. En saam met hom leef heilig, want hy is 'n heilige God. Levitikus 19. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa, my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam, ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie, julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. En julle maaltydoffer vir my, die Here slag, moet julle so doen dat julle aanneemlik is. Die vleis eet op die dag van julle slag, of hoogstens die volgende dag, wat oorbly die derde dag gebrand word. Wie daarvan op die derde dag eet iets onrein, dis nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal op sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle lande afhoes, moet julle nie die wendakkers afhoes nie en ook nie are wat by lê agterna optel nie. Moet ook nie die wingerde tweede keer oes of die korf wat val optel nie. Laat alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie, julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n valsheid aflê in my naam en sy naam julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag jou naaste uitbuit of beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se wil terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n doewe vloek of hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees wie met geen aansny het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie 'n medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor die volksgenoot nie. Maak die geskil ooplik met hom uit. Nie dat jy verkeerd gedoen het en bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor die volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons sing Psalm 25 vers 3. Daarna moet ons saam en daarna sing ons vers 7. Ons almagtige Hemelse God en Vader, ons loof en prys U omdat U groot en goed is, omdat U is, almagtig is, omdat U die een is wat alles regeer en alles onderhou. Ons dank U ook dat U ons Vader is in en deur die werk van Jesus Christus ons Here. En daarom bid ons dat U ons moet lei deur die woord en deur die Gees. Wil U ons deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en vermaan om te mag lewe tot ere van U naam. Omvou ons met U barmhartigheid en genade. Lei ons deur die woord en deur die Gees sodat ons sal lewe as kinders van U, om altyd U naam alleen groot te maak. Wil U ons harte oopmaak vir U woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word tot ere van U naam en tot opbou van ons geloof. Laat ons elke dag U alleen loof en eer en prys in alles wat ons doen en sê. Vergewe ons sondes om Jesus naam se wille. Amen.
Ons lees saam met Jesaja 7, vers 1 tot 9, en dan Jesaja 17 en 18. In die tyd toe Agas, seun van Jotam en kleinseun van Uzia, koning van Juda was, het die Arameese koning Resen, die Israelitiese koning Pekah, seun van Remalia, 'n veldtog deur Jerusalem onderneem. Die veldtog het egter niks uitgeloop nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim opgeslaan het vir Agas, die koning in die geslag van Dawid in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Here het vir Jesaja gesê, vat jou seun Shear-Jashub saam en gaan moet vir Agas die pad na die Blikveld toe, by die punt van die kanaal uit die Bose dam. Sê vir hom, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jy nie ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees die regimente van Resen en Arameërs van Pekah seun van Remalia nie. Die Arameërs met onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Het mekaar gesê, kom ons val Juda aan en krompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die seun van Tabeel koning van Juda. Maar so sê die Here, maar so sê ek die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie, dit sal nie gebeur nie. Want dis wel net Damaskus van die hoofstad van Aram is, en net Resen die koning van Damaskus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat er geen volk meer sal wees nie. Dis wel net Samaria, wat die hoofstad van Efraim is, en net Pekah seun van Remalia, wat koning van Samaria is. Maar ook julle sal nie stand hou, as julle nie 'n geloof stand hou nie. Jesaja 17, die uitspraak van die Here teen Damaskus. Damaskus gaan ophou om 'n stad te wees. Hy word 'n puinhoop. Die buitedorpe van Aroer sal verlaat lê. Daar sal net klein vee wees. Hulle sal daar lê en niemand sal hulle opjaag nie. Vestingstede sal verdwyn uit Efraim, koninklike mag uit Damaskus. Wat van die Arameërs oorbly, sal so min mag hê soos die Israeliete, sê die Here die Almagtige. Daardie dag sal Jakob se mag onbeduidend word en sy voorspoed sal verdwyn. Dit sal wees soos wanneer iemand wat oes die graanhalers bymekaar gevat en die are afgesny het. Het sal wees soos wanneer iemand ook die are wat geval het, opgetel het in spooklaagte. As daar nog iets agterbly om te oes, sal dit wees soos daar olywe afgeslaan is. 2 of 3 ryp is in die punt van 'n tak, 4 of 5 in die takkies wat gedraai het, sê die Here, die God van Israel. Daardie dag sal die mens weer sy hoop op sy Maker vestig, sy hulp van die Heilige van Israel verwag. Hy sal nie meer sy hoop vestig op die altare, die werk van sy eie hande nie. Hy sal nie hulp verwag van gewyde pale en die wierook-altare wat hy self gemaak het nie. Daardie dag sal Israel sy vestingstede verlaat lê. So verlaat is die boswêreld waar die inwoners destyds vir die Israeliete gevlug het. Die stede sal sonder inwoner wees. Jy, Israel, het die God wat jou gehelp het, wat jou altyd gehelp het, verlaat. Jy het gemaak of die rots wat die toevlug was, nie meer daar is nie. Lê maar pragtige tuine aan vir jou afgode, plant maar allerlei uitheemse struike. Al kan jy laat groei, dieselfde dag as jy plant, en laat uitsproei die môre as jy in die grond sit, van die oes niks kom wanneer die siekte en smart jou tref nie. Die ellende wag vir die baie nasies wat net so onstuimig as die see is. Die opstandige volke wat tekeer gaan soos magtige waters. Die opstandige volke wat tekeer gaan soos die groot waters. Wanneer die Here hulle aanspreek, sal hulle ver wegvlug, weggedryf oor die berge soos skaf voor die wind, soos tolbosse voor 'n stormwind. Die aandnog saai die nasies verskrikking, maar voor dit môre is hulle weg. Dit is wat sal gebeur met die wat nou ons land stroop. Dis die bestemming van die wat ons besittings plunder. Die ellende wag vir die land van die insekteplaag, die land in die riviere van Kus. Hy stuur gesante oor see, hy stuur hulle papierbote oor die water. Gaan terug, gesante wat so haastig is, gaan terug na die lang mense toe, hulle in die blinkvelle, julle volk wat buite en suid gevrees word, wat gewoond is om alles in die wag plat te trap, en wie se land deur riviere deursny word. Julle almal wat in die wêreld woon, julle bewoners van die aarde, kyk wanneer die vaandel opgesteek word in die berge. Luister wanneer die ramshoring blaas. So die Here het my gesê, ek sal rustig uit my woonplek onder toe kyk, ongestoord soos die hittegolf op 'n warm dag, soos 'n miswolk in die somerhitte. Voor die tyd van die graanoes, wanneer die bloeityd van die wingerd verby is en die blomme druiwe geword het, wat besig gebruik word, word die wingerdslote met snoeimesse afgesny en die ranke afgebreek en weggegooi. Die ranke word oorgelaat aan die roofvoëls uit die berge en die wilde diere.
In die somers het die roofvoëls op die kranke, die winter lê die wilde diere daarop. In die tyd sal daar geskenke aan die Here die Almagtige gebring word uit die land waar die riviere deursny word. So kom van die lang mense met blink velle, die volk wat wyd en suid gevrees word, die nasie wat gewoond is om alles in mag plat te dra. Hulle sal die geskenke bring na Sionsberg toe, die plek toe waar die Here die Almagtige geroem word. Teksverse, Jesaja 18 vers 4, so die Here het my gesê, ek sal rustig op my woonplek onder toe kyk, ongestoord soos die hittegolf op 'n warm dag, soos 'n miswolk in die somerhitte. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, wat saai jy deur jou woorde en jou dade? Wat gebeur om jou as jy praat, as jy dinge doen? Liefde, verdraagsaamheid, deernis en waarheid, of die teenstelling, haat, afguns, selfsug en leuns. Niemand kan dorings saai en distels nie, en verwag om vrugte te oes nie. Net so ook sê Christus vir ons, 'n goeie boom dra goeie vrugte, omdat hy goed is en goed gemaak is deur die Heilige Gees. Wie saai op die akker van ongeloof, eie geregtigheid en selfverryking, sal deur die oordeel van God oes in die ewige verdoemenis. Baie duidelik, dit wat jy saai, sal jy oes. Wie saai op die akker van geloof, ootmoed en afhanklikheid van God, sal deur sy genade die ewige lewe oes en by hom wees vir ewig. Die mens kan niks by God verdien nie, maar wie 'n gemeenskap met hom lewe en gehoorsaam lewe tot sy eer, en saai op die akker van diensbaarheid, sal die ewige lewe ontvang as genadegawe op grond van dit wat Jesus Christus gesaai het. Die plantjies plant vir sy afgod, sal niks oes nie, behalwe ellende. Jouself die saak konkreet voorstel, Jesaja was iemand gewees wat toegang gehad het tot die koninklike hof, en miskien luister koning Agas na die profeseë van Jesaja, en vra hom dalk of dit wat hy in Jesaja 7 gesê het, ooit sal gebeur. Dit wat hy gesê het in Jesaja 7 om hom gerus te stel, om tevrede te maak, sê, wees kalm, moenie opgewonde wees nie. Agas en almal van sy raadgewers was baie bang gewees in Jesaja 7, gebewe sy bome in die bos, vir die dreiging van Syrië, Damaskus en Efraim, die twee koninkryke het saamgewerk. Die sogenaamde Syro-Efraimitiese oorlog was daar gewees. En hulle teen Juda, wat die suidelike ryk was, opgetrek, en wou hulle geweld dwing om saam met hulle teen Assirië, die nuwe opkomende wêreldryk te veg. Jesaja verkondig dat dit nie sal gebeur nie, en gaan nou voort om die ondergang van Syrië en Efraim te verkondig as antwoord op die vraag van koning Agas. Klomp jare na Jesaja 7 verkondig hy hierdie profesie om daarmee te sê dat God regeer. Dit is die dag van die Here vir Syrië en Israel, en hulle gaan oes wat hulle gesaai het. Syrië, Aram, met Damaskus as hoofstad, word saam met Efraim gevoeg in die aankondiging van die dag van die Here wat sy oordeel oor hulle bring. Hulle werk saam, en Efraim sy hoofstad was Samaria gewees, en onder koning Omri was dit 'n magtige ryk gewees en baie voorspoed en baie welvarend gewees. Omri is deur Agab opgevolg, daardie goddelose koning wat met Isebel getrou het. Damaskus sal verwoes word en die plek word waar kleinvee sal wy. Dieselfde as die vestingstede van Efraim tref. En die een twee sal nie enige mag of gesag hê nie. Hulle luister, hulle mag, hulle grootheid sal weggeneem word, hulle sal niks werd wees nie. Hulle wat gedink het hulle het mag om te maak soos hulle wil, sy mag sal onbeduidend word en al hulle voorspoed sal verdwyn. En die profeet gebruik telke male beelde vanuit die landbousituasie om aan te toon hoe magteloos Damaskus en Efraim sal wees. Dit sal wees soos iemand wat graan geoes het, die are afgesny het en nie die stoppels bly oor. En selfs die are wat geval het, wat gewoonlik vir die armes gelaat is, sal ook opgetel word. Die spooklaagte verwys na 'n vallei waar hulle afgode gedien het en deelgeneem het aan die vrugbaarheidskultus van die inwoners van Kanaan. Ook daardie plek waar die afgode sal totale al verwoes word en alleen wees. Hulle het sonder God gelewe en ly nou die gevolge daarvan om sonder God dan ook gestraf te word. Die beeld van om die algehele verwoesting aan te dui, is die beeld van die oes van olywe. Die bome is geskut en geslaan so olywe afgeval het, en gewoonlik het daar net 2 of 3 takke gebly.
Die hele beeld is daar van dit wat oorgebly het is so min, dus dit kan eintlik maar geïgnoreer word. Die verwoesting van die twee lande is volledig en daar is slegs 'n klein oorblyfsel. Hierdie oordeel van die Here roep tot bekering en na hierdie verwoesting is daar inderdaad 'n omkeer. Interessant, die oordeel van God kom en daarna sê hy, daarna mense weer vlug tot hulle maker, hulle hoop stel op die maker, die skepper en nie meer dit wat we self gemaak het nie. Kontras tussen 'n hoop stel op iemand groter as jy, jou skepper, jou maker, jou almagtige, teenoor hoop op dit wat jy self gemaak het. Afgode is eintlik baie logies. Afgode kan vir jou niks doen nie. En daarom spot die profeet eintlik met die afgode. En dit help nie om hoop te plaas op gewyde pale en dierekaltare nie. Dit is nutteloos en waardeloos. Afgode kan nie help nie. En daar die groot pragtige vestingstede Samaria, wat 'n baie mooi stad was, 'n baie groot stad was, sal verlate wees, soos wat die stede was nadat Israel ingekom het in die land Kanaan. God het die inwoners verdryf omdat hulle hom nie gebou dien nie. Die inwoners in die land, die Kanaaniete, verdryf vir Israel, omdat hulle God nie gedien en geken het nie. En nou gebeur dieselfde met Israel, omdat hulle wat deur God gelei is, nie meer God as hulle God aanvaar en saam met hom leef nie. Net soos die aanvanklike inwoners, het hulle ook nou hulle op vir afgode verwag, en daarom kom die oordeel van God oor hulle. Israel, die God wat hulle altyd gehelp in die beloofde land en gegee het, verlaat, en nie meer toevlug aan hom as die rots gesoek nie. En dan sê die profeet, julle kan nou maar plantjies plant vir julle afgode, is deel van die vrugbaarheidskultus van Kanaan. Al sou julle in staat wees om saadjies vandag te plant en dadelik laat opgroei en groot te word, sal dit niks help nie. Die oes sal tot niet kom, omdat God alleen regeer. Dit sal slegs siekte en smart wat julle sal tref. Daar is net hulp te vind by die God wat hulle altyd gehelp het. Daarna word in baie mooi digterlike taal die aankoms van die nasies beskryf. As mens die oorspronklike Hebreëus lees, hoor mense eintlik hoe die see rol en aankom. En die see is altyd die simbool van die nasies in die Bybel. Daar is net hulp te vind by God. Onstuimige see wat aanrol en alles wil vernietig. Hulle sal weggedryf word soos kaf voor die wind, wanneer die Here aanspreek. Magtige nasies, soos die see wat aankom, God praat. En daar is 'n blootgewoon kaf wat weggewaai word, soos 'n tolbos wat deur die wind rondgewaai word. Hulle saai nog in die aand verskrikking, maar die volgende môre is daar niks meer vir mag nie. Die mense en sy planne is tydelik, God regeer. Dit sal gebeur met al die nasies wat Israel nou stroop en plunder. Hulle sal niks kan doen as die Here hulle aanspreek nie. En dan sê hy vir hulle ook, julle moet nie hulp gaan vra by ander nasies nie, want die Here blaas die ramshoring en sit 'n vaandel op die berg wat hy optree. Duidelik wat God homself bekend maak as die Almagtige wat almal roep tot geloof en tot bekering in hom. Die nasies word gewaarsku, kyk daarna, wees gereed, want God gaan optree. Dit is onnodig om die oorlog voor te berei, want die Here bekyk alles rustig uit sy woonplek, sonder om deur al die oproer en geweld gestuur te word. Hy is so rustig soos hittegolwe op 'n warm dag wat nie gestuur kan word nie. Hy is in beheer van alles en daarom is hy nooit paniekerig of besig met krisisbestuur nie. Hy is die landbouer wat op sy tyd die ranke laat groei en groot word. Die nasies dink hulle kan self dinge doen, maar God is die eintlike landbouer wat alles doen en alles onder sy hand in beheer het. Hy laat toe die nasies hulle eie mag opbou en verwoes hulle, sodra hulle dink dat hulle die top van hulle mag bereik het. Weereens gebruik die profeet beelde vanuit die landbou. Die druiwe bloei, bot, maak vrugte en net voor die vrugte geoes kan word, kom die Here en hy sny alles af. Soos die nasies, hulle groei in hulle eie mag en dink hulle kan iets doen. In eie geregtigheid. En net sodra hulle dink hulle is nog gereed om te oes, dan kom die Almagtige en verwoes alles en sny dit af. Die ranke word afgebreek en weggegooi net vir die oestyd. Die mens dink hy kan alles regkry voor hy optree. Want God gee in sy barmhartigheid nog altyd tyd aan die mense om tot bekering te kom. Daar is altyd tyd vir die mense om te kom tot bekering en tot geloof in hom. Hy wil mense verlos en red, maar as die mense sy sonde volhard en God ignoreer, dan kom die oordeel op sy tyd. Die nasies wat so geoordeel word, sal oorgelaat word aan die roofvoëls en die wilde diere uit die berge. Dit bring vir ons die beelde van Openbaringe 18 en 19 na vore, waar ook die voëls geroep word om te kom eet van die vleis van die mense wat in God opstand was.
God alleen regeer en hy is die een wat alles doen en alles bepaal. Totale verwoesting van alles en alles hulle puinhoop gemaak word. En daarna sien ons erken dat God almagtig is en ons sal geskenke bring. Die een kant die oordeel en die ander kant die mense wat sien God is magtig. En kom tot hom en vlug tot hom en saam met hom lewe. Erken wat diegene wat alles met die mag vertrap het, daar die nasie vanuit Afrika, die lang mense in die winkvelle, erken nou, redding is alleen by God te vind en gee hulle self oor om hom te dien uit dankbaarheid. Die lang mense in die winkvelle is die mense in Afrika, heel moontlik die huidige Sudan, wat die hele wêreld verteenwoordig. Jesaja is nie bloot net beperk tot Israel nie. Hy roep die hele volkere almal om te kom tot geloof in die almagtige God. Hy beklemtoon die verlossing van God is vir alle volke en tale en alle mense. Dis nie bloot net vir Israel nie, maar almal wat hy wêreldwyd roep om te glo in hom en deel te wees van sy kudde. En hierdie belofte is vervul in die koms van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. En dan die vraag, wat beteken hierdie profesie vir ons vandag in die huidige wêreld? Eerste plek, God weet van alles en is in beheer van die geskiedenis. Hy is die ware landbouer wat laat groei en op sy tyd die ranke afsny. Hy kyk rustig vanuit sy woning na die mens, wat hy eie geregtigheid dink hy kan doen soos hy goed vind. Op sy tyd tree hy op. Ons weet in die volheid van die tyd dat Jesus Christus gekom en mens geword om die straf te dra, sodat ons kinders van God kan word en altyd by God kan wees in ewigheid. En daarom dan bring geskenke. Die geskenke wat hulle moet bring is hulle self te gee as 'n lewende dankbaarheidsoffer tot ere van God. Om terwille van al die barmhartigheid en genade wat hy gegee het. En onthou, nie die God wat jy altyd gehelp het, verlaat en gaan skuil op die rots wat die ware toevlug is vir die mens. Moet nooit angstig en bang raak nie, want God is almagtig, hy regeer uit sy genade alleen. Moet nie bang raak as die kwaad al hoe meer en meer word nie. Wag op hom, wat alles doen op sy tyd. Skuil by hom wat jy altyd gehelp het en weet, hy bepaal alles. En sodra mens by hom skuil, sal jy staande kan bly te midde van alles. Staande bly en steeds kan getuig van die liefde van God en sy genade. Staande bly teen al die aanslae van die Satan en al die swaar wat in die wêreld kom. Hy is in beheer van al die nasies en stuur die wêreldgeskiedenis na die wederkoms van Jesus Christus. Ons hoop is geplaas daarin. Hy is besig om te regeer en alles loop heen na die heerlike wederkoms van Jesus Christus. Aanbid hom, wat alles regeer en doen voorbinding vir die wêreld om jou, vir alle mense, vir die wat regeer, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan lei en volkome toewyding aan hom alle eerbaarheid. Stil en rustige lewe om God se woord uit te dra. Bid, doen voorbinding vir die mense. Bly kalm te midde van alles en standvastig vertroue in hom wat alles regeer en nie afhanklik is van leiers of mense se planne nie. Dan kan jy lei, want jy weet op wie jy vertrou en kan jy saam met Paulus bely. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, want ek weet op wie ek vertrou en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, omdat hy my toevertrou het tot die dag dat hy weer kom in stand te hou. Vertroue van Paulus, God sal alles in stand hou dat hy toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom. En daarom doen jy daaglikse werk tot ere van hom, terwyl jy as profeet sy woord verkondig, almal roep tot bekering, as koning heers oor die sonde, die Satan en alles wat verkeerd is, en dan spesifiek jouself gee, as 'n lewende, welgevallige offer tot ere van hom, terwyl jy as spesifiek voorbidding doen, vir ander mense om jou en vir die wêreld, sodat ons kan rustig lewe, om God te dien in loof en alle ere. Hy kyk rustig uit sy woonplek, verheug hom in jou gehoorsame lewe, en weet, alles sal op sy tyd gebeur, en daarom loof en prys en dank hom vir alles wat hy gegee het. Amen. Ons dank saam. Ons almagtige Hemelse God en Vader, wat 'n heerlike voorreg om te weet, U regeer alles. U is in beheer van die ganse wêreldgeskiedenis. Al lyk dit vir ons so totale al deur mekaar, en al lyk dit as die sonde en die kwaad al hoe meer en meer oorneem. Daarom loof en prys en dank ons U, dat ons by U kan skuil as die ewige rots, dat U ons sal lei en sal dra, deur U genade en deur U barmhartigheid. Ons bid dat U met oorloë laat ophou. Ons bid vir vrede in die wêreld,
Ons bid vir al die mense wat ly as gevolg van oorloë en swaar kry, omdat hulle soveel ellende sien, wil jy hulle vertroos en versterk en naby wees, en wil jy die oorloë laat ophou, sodat u naam alleen in alles in verheerlik kan word. Ons bid vir die kerk oor die ganse aarde. Laat die kerk groei en toeneem, sodat u naam alleen verheerlik sal word. Laat die kerk eerlik opreg dienaar wees in hierdie wêreld, tot ere van u naam en tot u lof. Skenk ons u krag en u genade, om te spyte van alles, elke dag vry uit te verkondig, dat u alleen regeer en alles onderhou. Wil jy ons naby wees, wil jy ons dra en lei, wees elke dag met ons, skenk ons u krag en u genade, wees met elkeen wat 'n geliefde afgestaan het aan die dood, wil jy hulle vertroos en versterk en naby wees, lei en dra ook elkeen wat siek is, wat alleen is, skenk u krag en u genade, en laat u liefde die wêreld vul tot ere van u naam en tot opbou van ons geloof. Versorg ons elke dag na dit wat ons nodig het, en vergewe ons alles baie sonde en ongeregtigheid, om Jesus Christus naam te wille. Amen. Daar is geleentheid vir die liefdegawe. Ons sing Psalm 67, vers 1 en vers 2.
Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.